Baie welkom by week 1 van Vervulde Lewe. Daar's 'n baie bekende geestelike leier wat daar in die middeleeue uit Frankryk se wêreld die volgende opmerking gemaak het. Hy is van mening dat ons as gelowiges nie net kanale van God se liefde en genade moet wees nie, maar 'n reservoir. Met ander woorde, 'n vol kruik. Dis 'n vol kruik wat 'n lewe van vervulling beleef en ook ander kan verfris vanuit 'n plek van oorvloed. Maar hoe kan ons hierdie lewe van vervulling kweek? Ons kan 'n lewe van vervulling beleef deur verskillende geloofsgewoontes of ritmes in ons lewe toe te pas. En ons gaan vir die volgende paar weke kyk na ritmes in die volgende lewensareas. Die area van vernuwing, gebed, rus, werk en verhoudings. Vandag kyk ons na hierdie lewensarea van vernuwing en spesifiek die geloofsgewoonte van skrif. Kolossense 3 vers 16 begin Paulus met die volgende woorde: Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Hoe kan ons toelaat dat die woord van Christus ryklik in ons woon? Ek wil graag 4 aksies vandag vir jou voorhou. Die eerste aksie is lees. Dit is baie prakties. Ons het nodig om ons Bybels op te tel, ons Bybel oop te maak en ons Bybel te lees. Hoekom lees ons Bybel? Ons lees die Bybel bloot net vir informasie nie, maar ons lees die Bybel vir formasie. Met ander woorde, as ek die Bybel lees, het ek hierdie verwagting om met God self te ontmoet en toe te laat dat hy my vul en my lewe ook vorm. As ek dink aan die Bybel wat ons lewens vorm, dan dink ek aan die ware gebeurtenis in Zimbabwe. Die leier van die Bybelgenootskap was besig om Bybels uit te deel toe hy 'n Bybel wou gee vir 'n jong man wat weier om hierdie Bybel te neem. Hy het aangedring dat hierdie jong man die Bybel neem en toe sê hierdie jong man vir hom: "Kan ek eerlik wees? As ek hierdie Bybel gaan vat, gaan ek nie die Bybel lees nie. Ek gaan die bladsye uitskeer en ek gaan letterlik vir my sigarette rol met hierdie bladsye en ek gaan dit rook." Dis toe die leier vir hom sê: "Ek gaan vir die Bybel gee en wat jy daarmee doen is jou saak." 'n Paar maande gaan verby en hierdie leier van die Bybelgenootskap het op 'n ander deel van Zimbabwe weer Bybels uitgedeel, toe hy dieselfde jong man raakloop en hom herken. Maar hierdie jong man het anders gelyk en hy vra toe vir hom: "Wat het gebeur? Jou lewe, jy lyk anders." En dis toe die jong man vir hom sê: "Ek het daai Bybel geneem. Ek het bladsye uitgeskeer." En hy sê die volgende: "I smoked my way through Matthew. I smoked my way through Mark. I smoked my way through Luke. But when I came to John, I began to read." En terwyl hy die Bybel lees, het hy ontmoeting met God. Hy maak sy lewe oop vir die werk van die Here en die Here verander sy hele lewe. Ons lees nie die Bybel bloot net vir informasie nie, maar vir formasie. Dis in 2 Timoteus 3 vers 16 dat Paulus ons herinner en sê: "Die hele skrif is deur God geïnspireer." En hierdie inspirasie lê nie net op skryfvlak nie, maar ook op leesvlak. Met ander woorde, ek ontmoet met God self wanneer ek die Bybel lees. Dis E. Stanley Jones wat vir meeste van sy lewe sendingwerk gedoen het in Indië, wat sy tyd met die skrif as volg verduidelik. "Every day I go to these words and I say to them, have you seen him whom my soul loves? And these words take me by the hand and lead me beyond the words to him who is the word." Dit is sulke mooi woorde wat jou en my herinner dat ons nie Bybel lees om net deur die Bybel te kom nie, maar ons lees Bybel sodat die Bybel deur ons kan kom. Daar's 'n tweede aksie en dis mediteer. Moenie skrik as jy die woord mediteer hoor nie. Vir ons as kinders van God is meditasie nie om leeg te maak nie, maar om vol te maak, om onsself vol te maak met die woord. Elkeen van ons ken meditasie. Kom ek gebruik praktiese voorbeelde. As jy al ooit verlief was, het jy al gemediteer. Dalk 'n liefdesnota ontvang
liefdesbrief of 'n liefdesteks. Jy het daai teks geneem, daai brief geneem, jy het dit oor en oor gelees, neergesit, later weer teruggekom, dit oordink en dalk gelees of vertel vir ander. Jy het dit oordink, jy het gemediteer. As jy al mooi woorde ontvang het vir jou verjaarsdag, het jy daai woorde geneem, jy het dit oordink, jy het dit herhaal in jou gedagtes, dis 'n vorm van meditasie. As jy al gedink het en gedroom het oor jou vakansie, gesit het en gedink wat jy gaan doen, wat jy gaan beleef as 'n gesin of as 'n familie, het jy dalk gemediteer. Dieselfde is waar ook vir die negatiewe. As jy dalk al woorde ontvang het wat jou afgebreek het en dit oordink het. Ons ken die konsep van meditasie, dis basies oordink. So die vraag vandag is nie of ons mediteer nie, maar die vraag is eerder, waarop kies ons om te mediteer? Want dit wat ons oordink, vul en vorm ook ons lewe. In Psalm 1 kom die skrywer en hy praat van 'n vervulde lewe. En dan vertel hy vir ons, maar wat kan ons bring by 'n lewe wat vervuld is? Psalm 1 vers 2 lees ons die volgende. Maar die wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Ons is besig om hierdie vraag te beantwoord, hoe kan ons toelaat dat die Bybel ryklik in ons woon? Eerste aksie, lees. Tweede aksie, mediteer. Daar's 'n derde aksie, bestudeer. Ons het nodig om die Bybel te bestudeer. En bestudeer is anders as bloot net om die Bybel te lees. Met ander woorde, ek spandeer bietjie langer tyd aan die Bybel. Hoekom is dit so belangrik om die Bybel te bestudeer? Daar's 'n paar redes. Eerstens, die Bybel is geskryf in 'n ander taal, oorspronklik in Grieks, Hebreëus en Aramees, en ons het nodig om te kyk na die betekenis van sekere woorde en frases. Tweede rede, die Bybel is geskryf op 'n ander plek en ook in 'n ander tyd. So om die Bybel te bestudeer voel amper soos 'n kruiskulturele ervaring. Ek kom na die Bybel toe met nuuskierigheid en met leerbaarheid en met 'n nederigheid. 'n Derde rede, die Bybel is nie net een boek nie, maar is 'n versameling van boeke, verskillende literatuurforme en geskryf deur verskillende skrywers. Daar's briewe, daar's geskiedskrywing, daar's poesie, daar's wysheidsgeskrifte, en elkeen van hierdie literatuursoorte moet op 'n ander manier bestudeer en gelees word. Maar wat kan my help met goeie Bybelstudie? Kom ek noem 'n paar praktiese dinge. Stel jouself bloot aan iemand wat goed uit die Bybel uit kan leer. Met ander woorde, iemand met Bybelkennis en iemand wat ook lewe met integriteit. Dis hoekom dit so belangrik is dat ek deel sal wees van 'n gemeente en van 'n Sondagbyeenkoms waar daar uit die Bybel uit geleer word. Vandag kry ons ook toegang tot mense wat uit die Bybel uit leer van reg oor die wêreld. Maar ek wil jou aanmoedig, moenie net na almal luister nie. Gebruik fyn onderskeiding. Tweedens, bou jou eie biblioteek op. Kyk na boeke, hulpmiddels wat vir jou inligting kan gee oor die agtergrond van Bybelboeke. Een so voorbeeld is 'n boek wat geskryf is deur Stefan Joubert en Leonard Marais, Ontsluit die Bybel. Derdens, kies vir jou 'n tyd en 'n plek waar jy goeie Bybelstudie kan doen. 'n Plek waar jy nie onderbreek word nie, en ook 'n tyd waar jy langer tye met die Bybel kan spandeer. En dan laastens, doen dit ook saam met 'n geloofsgemeenskap. Nie op jou eie nie. Dis hoekom dit so hulpvol is om deel te wees van 'n groep soos hierdie, waar ons saam uit die Bybel uit kan leer. Daar's 'n vierde aksie vandag, en dis die aksie van memoriseer. Ons het ook nodig om die skrif te memoriseer. Dis die predikant Kenshi Gematsu wat praat oor Bybelmemorisering, en dan noem hy dit die volgende, hy sê, it is building an inner library. Dis so 'n mooi manier om dit te stel. Hoekom is dit nodig dat jy en ek die Bybel sal memoriseer? Wel, ek kan dadelik dink aan 'n paar redes. Eerstens, dit help my om die stem van God te hoor. Hoe praat God met ons? Een van die primêre maniere hoe hy met ons praat is deur die woord.
ek het dit nou die dag weer beleef, dat toe ek saam met iemand bid, daar 'n skrifgedeelte by my opkom, en ek die skrifgedeelte bid oor hierdie persoon. As ek nie eers die Bybel gelees het, en hierdie skrifgedeelte gememoriseer het nie, sou daai skrifgedeelte 10 teen 1 nie opgekom het nie. En daarom het ek nodig om myself te vul, 'n kruik wat gevul word met die woord, om God se stem in my lewe te kan ervaar. Ons 'n tweede rede waarom skrifmemorisering so belangrik is, dat ek werk saam met God om my gedagtes te vernuwe. 'n derde rede kan wees, dat ek myself toerus, ook om versoeking te weerstaan. Jesus is vir ons hierdie voorbeeld. Hoe het hy gereageer toe hy versoek is in die woestyn? Hy het elke keer gereageer deur te sê, daar staan geskryf. Hy was gevul gewees met God se woord, en daarom was hy versterk, om ook in versoeking sterk te kan staan. 'n derde rede om skrif te memoriseer kan wees, om ons ook te versterk in tye van pyn en van lyding. En weer eens sien ons die voorbeeld in die lewe van Jesus. Dis aan die kruis dat Jesus self ook vol van die woord aanhaal, Psalm 22 onder andere aanhaal, in sy tyd van pyn en lyding. Dis ook wanneer jy en ek deur moeilike tye gaan, tye van pyn en van lyding, waar ons nodig het om gevul te wees met die skrif. Ek wil jou vandag los met 'n praktiese uitnodiging. Ons loods 'n lees deur die Bybel in 1 jaar. Om te lees deur die Bybel in 333 dae. En ek wil jou vandag nooi om ook deel te wees van hierdie inisiatief. Hoe kan jy deel raak? Wel, jy kan deel raak deur op die skakel te klik wat in die beskrywing van hierdie video is. En ons wil jou graag voeg op 'n WhatsApp groep. Dis in hierdie groep waar jy aanmoediging gaan beleef en ook aanspreeklikheid gaan beleef. Daar's 'n baie praktiese Bybelleesprogram met spesifieke skrifgedeeltes uitgewerk vir hierdie jaar. Kan jy dink, as jy en ek teen die einde van die jaar kan kom en kan terugkyk oor hierdie jaar en sê, ek het in hierdie jaar deur die skrif gelees, maar ek het nie deur die skrif gegaan nie, ek het ook toegelaat dat die skrif deur my gaan. Ek wil jou werklik uitdaag en uitnooi om deel te wees van hierdie inisiatief. Ek lees graag ook 'n seëngebed oor jou lewe. Mag die woord van God vir jou 'n lig wees op jou pad en 'n lamp vir jou voete. Mag jy dit lees met oop oë, oordink met 'n ontvanklike hart, bestudeer met 'n nuuskierige gees en memoriseer totdat dit in jou wese leef. Mag die skrif nie net op jou lippe bly nie, maar jou denke vorm, jou woorde versag en jou dade rig. Mag jy ontdek dat elke bladsy jou nader trek aan die stem wat dit gespreek het, die lewende woord, Christus self. En mag die Here jou seën met 'n liefde vir sy woord wat nooit opdroog nie. Amen. Mag julle nou ook 'n baie betekenisvolle gesprek as 'n groep saam hê. Die Here seën jou.